Nou ja, goeienaand. As ons mekaar nou weer gaan sien Sondag, dan is dit 'n nuwe jaar. Ek kan nie glo dis dan 2026. Mens kan nie glo die jare vlieg so vinnig nie. Ek en Annelie en die kinders gesels nou. As jy dalk kinderstemme hoor, dis die hele stil kinders hier by ons by die huis. Ek sal nie met die deurkamer hier by die huis. Maar daar was 'n tyd gewees toe ons nou 11:15 van die aand was het ons 'n middagdiens gehad het. En dan moes Annelie die kinders daar oorgevat het na die kerk toe, al slapende Annelie en die kinders. En dan moes jy nou preek van 11:15 af en jy moes op die kop 12 uur klaarmaak, dan lui die klokke. En dit was alles 'n baie dramatiese en baie mooi moment, maar dit was net 'n verskillike tyd. Ek dink met die onveiligheid en dan veral selfs nou 6 uur in die aand met veiligheid op die paaie. Mense weet nie wat se ander hooligans gebruik die paaie saam met jou nie en hoeveel hulle nou al onder die blad het nie en die mense raak nou daaroor, so daarom hierdie Facebook live preek. Kom ons begin dan maak ons oor saam toe. Hemelse Vader, ons eindig nou 2025 en ons gaan 2026 in. En ons is opgewonde oor die volgende jaar en ook half skepties. Ons wonder wat lê vir ons in die nuwe jaar voor. So ons wil bid dat U ons sal vashou en sal deurdra deur hierdie oorgang na die nuwe tyd toe. Dankie dat ons kan weet ons is altyd in U hande. Hou ons net styf vas. Amen. Dis altyd vir my wonderlik om te sien dat 'n mens hierdie oorgang het na 'n nuwe jaar toe. En ek het so vinnig hierdie reeksie van 4 preke wat eintlik gaan oor tree vir tree ons uit 2025 oorloop in 2026 in. Maar julle sal dit agterkom en julle sal nou later meer agterkom as op 2 preke na vanaand oor wat juis gaan oor en die tekste sê die hele tyd dieselfde. Daar staan een ding kom jy kort as jy met die ryk jong man praat. Een ding, Martha, moet jy reg kry wat Maria reg gekry het as hy by Martha en Maria gekuier het. Dawid sê daar's een ding, as hy in Psalm 27 praat, sê daar's een ding wat hy vir die Here gevra het, dat ek in sy huis kan bly. Vanaand gaan ons oor Filippense 3 praat waar Paulus skryf, daar's een ding wat ek doen. Ek maak my los van wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. Hierdie een ding is nogal belangrik, want dis klink dit my, dis God se agenda. Dis God se prioriteit. Ek weet nie van julle nie, maar mense kyk ons nou vorentoe en jy kyk terug en dink, daar was so baie vooruitsigte wat ek gehad het vir 2025 wat op 'n manier gekaap was, gehijack was deur 'n klomp ander goedes wat nie op ons beplanning was nie. Jy beplan om meer te oefen, meer te lees, meer navorsing doen, nie net op Dr. Google te gaan vra nie, maar bietjie meer te gaan naspeur wat regtig die geval is met siekte toestande of oefenprogramme of dieete of maar jy en jy daarvoor net die tyd gehad want soveel goeders jy weet ingesluk, ingeslurp en jy kon niks verder gedoen kry nie. En ek dink dit is belangrik om te sê, maar daar's 'n klomp stemme wat na ons toe kom, wat ons moet filter om te sê watter stemme moet ons regtig na luister en watter stemme moet ons 'n bietjie laat bounce van ons af. So 'n bietjie laat minder oorneem oor ons lewe. Die meeste van ons het ongelukkig so baie mense, vriende, kinders, ouers wat ek moet please en dis nie alles verkeerd nie. En hier is die probleem. Die meeste van die goeders is nie dat jy tussen goed en kwaad kies nie. Tussen bad en good nie. Dan is dit nie so moeilik om te kies nie. As ek nou moet 'n keuse maak tussen ek gaan vandag iemand doodmaak of ek gaan vir iemand vandag 'n sweetie gee, dan is nie baie te moeilike keuse om die sweetie uit te deel nie. Maar om tussen 2 goeie goed te kies, dis waar die moeilikheid kom. Om te sê maar hier's my prioriteite, maar is te veel, ek moet kies tussen dit, ek moet 1 of 2 dinge kies. En ek dink ons probleem is ons het hierdie magte om goed en jy kan nie tussen al die goeie goeders die regte keuses neem nie. En daarmee sukkel ons. En dan moet ons nou gaan sif oor hoe kry ons dit reg om God se agenda te kry. Want as hy sê een ding kom jy kort. Een ding moet jy doen. Dan lyk dit my dan moet ons daai prioriteite gaan haal. En hier kom net 'n churchy ding en ek vra om verskoning daarvan, maar dis crucial. Matteus 6 vers 33 sê soek allereers die koninkryk van God en al die dinge sal vir jou bygevoeg word. So, hier kom die churchy ding. Jy moet God eers op jou prioriteitslys plaas.
Is dit moontlik? Ja, dit is. Is dit maklik? Nee, dit is nie maklik nie. Ons moet self daai keuse gaan maak en sê, hy is die sentrum. Een van die ouens wat geskryf het oor leierskap, het gesê, you must keep the main thing, the main thing. En ongelukkig het the main thing, en ek sê in alle respek, God het hy afgeskuif op ons lysie, dat hy een van die 7 of 8ste op ons lysie is. Okay, ons sal weer kerk toe gaan, ons sal weer, maar hy wil hê ons met die main thing hom daar laat los, waar hy wil wees, die main thing. So die teks in Filippense 3, en ek gaan eers gou vir julle lees, sê 3 goeders. Nommer 1, kom ons lees die teks. Paulus skryf, hy sê, ek verbeel my nie, dis Filippense 3 vers 13 en 14 as jy wil naslaan. Ek verbeel my nie dat ek alles al het nie. Maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter my is en ek strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep by te kom, sodat die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Hy sê, dis nommer 1. Ek los die past, die verlede, agter my. Ongelukkig het ons die tendens om in die triespieeltjie van die lewe te leef en my toekoms en my hede te baseer op my verlede. En ons maak almal daai fout en dis eintlik baie dom van ons, want daar's eintlik soveel meer in die wêreld, maar ons laat toe dat ons verledes, ons refleksies van gister en eergister, ons toekoms saboteer. En jy moet dit reg verstaan. Kom ek gebruik 'n voorbeeld. As jy 'n atleet is en jy hardloop en jy kyk kort om, dan kan dit jou waarborg jy gaan net die wedstryd maak sonder om 'n klomp nerve te verloor nie. As jy nie in dating business is, dan is dit baie bad om as jy iewers met jou nuwe girl of jou nuwe ou bymekaar te kuier en om te vertel van jou vorige girls en jou vorige ouens en hoe wonderlik hulle was. Dis net nie goed nie. As jy getroud is, sal jy weet of ek praat. Jy los dit wat jy gedoen het, wat verkeerd was, daagter. Jy kan dit ophaal, maar jy maak ook 'n klomp nuwe probleme vir jouself dan. So hoe kry mens dit reg om die verlede agter te los? Nou maklik. Ek dink ons moet net die triespieeltjie afhaal. Onthou net, as Paulus hierdie ding skryf en sê ons los wat agter is, ons trek nog net na vorentoe, dan wil hy 'n bepaalde ding doen. Trouwens as jy die paar verse voor dit gaan hy sê, ek het nog al 'n klomp nice goedes in my lewe gehad. Hy sê, ek is 'n egte Israeliet, ek is 'n Fariseer, ek het by Gamaliel gestudeer, dis die top universiteit van daai dag. So, Paulus sê, ek het die regte ouers gehad, ek was die regte volk gewees, ek praat die regte taal, man, ek is die gemaakte ou. So hy sê, ek wat jy het die regte goed gehad, maar selfs jou suksesse in die verlede kan jou pootjie vir jou toekoms. Kom ek sê weer 'n keer. Dit is waar dat ons bad goeders, ons die hele tyd kan kom hond vir ons toekoms. Jy is nie goed genoeg nie, jy gaan nie maak nie, jy het te veel sonde. Daai soort van goeders kan keer dat jy nie vorentoe kan gaan nie. Maar so kan jou suksesse of jou sogenaamde suksesse ook 'n hindernis wees. Dit kan ook jou 'n bietjie trots maak, jou kop bietjie groot laat word, of I'm okay, ek kan alles doen. Daai stuk van verlede, dis wat Paulus beskryf, het hom byna gepootjie. So ja, daar's goedes wat ons in 2025 en 23 en 21 en 19 gedoen het, wat bad was. En ons moet agterlos. Daar's ook suksesse wat jy behaal het in 2018 en 2012 en 2024. En alhoewel dit huge moments was, is daar 'n nuwe toekoms vir jou. Moet die mense ook sê, maar dit was grand, maar nou moet ek vorentoe gaan, en as ek dit net gaan saamneem en daarop gaan ry, as dit okay is, en dit my define, dis ook nie die waarheid nie. Dalk is jy die hoof van een van 'n groot maatskappy, en moet jy gedurig weer ding, ek moet die verlede agterlos, die verlede mag nie my toekoms define nie. Nommer 2, so los die verlede agter. Nommer 2, strek jou uit na wat vorentoe. Kyk verby vandag, na môre en oormôre, en onthou nou asseblief, ons praat nou van meer as net my volgende salarischeck, wat nou eers seker, dit voel of nog 70 dae lank is na die einde van Januarie te neem. Maar
jy moet nou verby die salarischecks en die bonusse wat jy met mekaar maak, so jy volgende jaar weer Desember maand kan gaan by die see gaan vakansie hou. Jy moet verby daai goeders kyk, verby die volgende balkies, verby die volgende graad wat jy moet deurkom, verby die volgende promotion wat jy moet deurgaan, verby al die goeders en sê maar, ek wil eendag net op 'n punt kom waar die Here vir my sê, well done. Oor min was jy getrou. Oor veel sal ek jou aanstel. Want dit is oor baie meer. Paulus skryf 'n baie mooi beeld. Hy sê ons gaan die oorwinnaarskroon kry. Onthou is Filippense, nee. Filippense, die stad Filippi is in Griekeland. En hulle groot event elke jaar was nie die Karibeker eindstryd of een van 'n ander rugbywedstryd nie. Dit was die Olimpiese spele. En dat is waar die antieke Olimpiese spele, maar hulle was die Olimpiese spele was dit waarna hy verwys, wat hulle hierdie groot prys gaan kry. En dis 'n baie groot prys nie. Dis net so laurierkrans. Net so dingetjie klompie blare wat jy om jou kop sit. En dis die prys wat jy kry. Vandag kry jy 'n medalje. Maar nadat jy 'n medalje gekry het, het iets gebeur. Daar's iewers heen waar jy nie werk. En dis net om op die boonste punt van die podium te staan nie. Maar as jy sê, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop gehardloop. Ek het nie soos 'n bokser sommer in die lug geslaan nie. Ek het die opponent uitgeslaan. Ek was proaktief besig om toekoms toe te gaan. Los die verlede. Werk uit na wat vorentoe gaan. Maar baie meer is dit 'n paar to-do goedjies. Dis wonderlik om nuwejaarsvoornemens te hê, nee. Mense almal het dit nie. Dit hou, sê die wetenskaplikes vir ons, 7,5 dae. Met ander woorde, oor 2 weke het die meeste van die goeders nie gewerk nie. Jy sal waarskynlik self, as jy 10 van dit het, gaan jy waarskynlik 1 tot die 31 Desember hou. Die res, oefenprogramme, die ete, meer rustige tyd, al daai goeders gaan so half fade. Oor 2-3 weke hol ons weer soos malhase in die stad. Hardloop ons om werk te kry, om by werk uit te kom, om geld te maak. En dit raak weer, maar kom ons besef, daar's meer in die wêreld as net hierdie wêreld, en dis ook om reg te wees wat Jesus vir ons hier vooruitgesê het. So, los die verlede agter, strek jou uit na die toekoms, en dan die derde ding, kyk rondom jou. Ek het in die begin gesê, daar's mense wat jou tap, nee, die energie tap, hulle is, die baie voices praat jou van alle kante af. Daarom is dit nodig om te sê, maar wat is die sinvolle ouens, wat is die ouens wat waarde toevoeg tot my lewe, met wie ek die pad saam kan loop? Jy moet daai klomp ouens identifiseer en met hulle saamvat. Ek vat maar sommer 'n eenvoudige voorbeeld van ons in die gemeente. Dis vir my crucial dat die band op datum moet wees, goed moet wees. Dat die songs wat ons sing reg moet wees, reg gekies moet word, dalk nie noodwendig presies op noot nie, maar dit dek die tafel vir die erediens. Dis vir my crucial, so ek het daai ouens op die stage nodig om die band te doen. Ek het die ouens nodig wat die kinderkerk doen, hè, want daai kinders moet bedien word, maar hulle ma's en pa's kan rustig in die kerk kom sit. Dis wonderlike geleentheid. Ma's en pa's, dis wonderlik dat julle daar is, dat julle hulle kinders daar toe vat om hulle aan die kerk gehoek te kry, aan God self vasgemaak te kry. Oumas en oupas, julle is nodig om deel van hierdie gemeente te wees, om die hele, want julle die geskiedenis aan julle kant, julle die stories geloop, julle die 1950s deurgemaak, julle die 60s deurgemaak, julle die 70s deurgemaak, julle die 80s gedoen, saam met ABBA en Queen, julle die 90s gedoen, julle die 0s gedoen, julle die 10s gedoen, die 20s en julle is op pad na die 30s doen. Julle is so nodig. En iemand het gesê, wys my die 5 naaste pelle aan jou, en ek wys vir jou toekoms. Bietjie woes, nee. Wie is die 5 naaste ouens wat saam met jou die pad loop? En ek praat nie van jou vrou en jou ma en pa en kinders nie. Wie is jou 5 pelle? Want daai pelle bepaal jou toekoms. Bepaal wat se rigting julle gaan saam inloop. So kom ek maak klaar met 2025. Kom ons kom weg van die verlede af. 2025 so by. There's a past mist of the past. Ons moet verby dit kom. Ons moet uitstrek na ons toekoms toe. Ons ewige toekoms ook. Ons moet mense saamvat. Wie vat jy saam? Wat los jy agter? Waar strek jy uit? Ouens, mag 2026 vir my en vir jou
vir ons almal 'n amazing jaar is. Ons sê dit van 2025 en 23 en ons sê dit elke jaar. Maar mag dit regtig waar hierdie jaar 'n jaar is wat jy en die Here saam die toekoms kan gaan, hand aan hand. Hemelse Vader, ons draai ons 3 speeltjies nou af. Ons trek ons uit na vorentoe en ons wil 'n klomp crucial mense met ons saamvat. Dankie dat U ons in 2026 inlei, dat ons saam met U kan instap. Mag U genade en die liefde elke dag ons lei en begelei. En ek bid vir elkeen wat vanaand of môreoggend dalk eers hierdie boodskap gaan hoor. Mag ons prioriteite so maak dat U vir ons sê, een ding het jy reg gedoen, en dis hierdie keuse, om my eerste te stel. Aan U kom die lof en die eer toe, Here. Amen. Nou ja, lekker aand, daar was nog so, bietjie meer as 5 en 3/4 ure, amper 5 en 3/4 ure, wat jy moet wag vir die klappers en die gesingery en nuwe jaar vieringe, maar mag dit regtig 'n wonderlike tyd wees. Ons sien mekaar Sondag met die 3de van ons reeks. Maar as bietjie gesels oor hoe kan mens sommer net gee, sommer net om bietjie net sommer te gee. Hê 'n lekker aand.